allemaal, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons die 4de video in die graad 11 analitiese meetkunde reeks en hierdie video gaan oor die vergelyking van 'n lyn. En ek dink julle almal dalk nou 'n bietjie die mekaar, soos hoekom is daar 'n video oor hierdie? Almal weet dis y is gelyk aan mx plus c en dis die standaard formule en daar was klaar 'n video daaroor. Julle is reg. Daar is 'n video daaroor en ek dink dis die vorige video wat ek gemaak het of die tweede een. En hierdie video gaan oor die verskillende maniere hoe jy daai standaard formule kan kry. So, as jy al klaar weet hoe om jou standaard formule, die y is gelyk aan mx plus c formule of die gradient afsnit formule te gebruik, of jy weet hoe om dit te kry as jy 2 punte het, so jy weet jy moet die 2 punte gebruik om 'n gradient te gaan vind en dan om 'n y afsnit te gaan vind, dan cool, dan as jy dit weet en jy wil nie regtig verder weet hoe jy ander maniere kan gebruik om die standaard formule te kry nie, dis fine, dan skip hierdie video. Dis nie so belangrik nie. Maar daar is seker 'n paar van julle wat wil weet of daar 'n vinniger manier is om die standaard formule te kry of die vergelyking van 'n lyn te kan kry met verskillende soorte inligting. En die antwoord is daar is 2 ander formules wat jy kan gebruik. Daar is die gradiëntpunt formule of die 2-punt formule wat dit baie vinniger gaan maak om die vergelyking van 'n lyn te kry as jy sekere inligting het. So dit is waaroor hierdie video gaan. Ons gaan 3 voorbeelde doen. Die eerste voorbeeld is oor die 2-punt formule en ek gaan natuurlik vir julle wys hoe daai formule lyk. Dan is die tweede voorbeeld oor die gradiëntpunt formule en die derde een is oor die standaard formule wat julle almal ken. So ja, dit is waar hierdie video gaan. Kom ons begin. Okay, soos ek genoem het, gaan ons na die vergelyking van 'n lyn kyk en soos ek gesê het, daar is die 3 vergelykings of die 3 maniere om die vergelyking van 'n lyn te kry. So, wat ek net seker wil maak julle almal verstaan is dat hierdie nie 3 verskillende reguit lyn formules is nie. Dit is 3 verskillende maniere om 'n formule vir 'n reguit lyn te kry. En die standaard formule, hierdie een, is die finale een waarmee jy wil opeindig. So, dit is eintlik waarna toe ons werk en ons werk nog steeds daarna toe. Hierdie is net 3 maniere om daai formule te kry. So, die eerste een is hierdie, die gradient afsnit, julle almal ken dit is die standaard formule en niks het verander nie. Hierdie is nog steeds jou gradient en hierdie is nog steeds jou y afsnit. En jy kort nog steeds die gradient en die y afsnit om daai uit te werk. So jy kan die y afsnit op 'n grafiek sien en jy kan die gradient uitwerk as jy 2 punte het of so iets. Dan het jy die 2-punt formule en hierdie is letterlik in die naam. Dit is wanneer hulle vir jou 2 punte gee en dit kan weer eens op 'n grafiek wees, jy kan dit aflees of dit kan wees in 'n sin. En hulle kan net vir jou sê, hierdie is die 2 punte, kry die formule of die vergelyking van die lyn, dan kan jy hierdie gebruik. So x en y bly wat dit is. Die y1 en y2, so hier is y1 en x1 en x2 en y2, daai is van die verskillende punte. So jy kry gewoonlik hierdie en daai sal op 'n lyn iewers te wees en dit is wat jy dan gaan gebruik in hierdie formule. Okay, so daai sou wees x1, hierdie is y1. En weer eens, jy kan daai punte aflees van 'n grafiek, soos die kartesiese vlak of dit kan net vir jou gegee word in die vraag. Dan is daar die gradiëntpunt formule en vir hierdie een het jy die gradiënt gekry. En hierdie is gewoonlik in 'n woordvraag, so dit sal in 'n sin wees. Dit sal nie so sommer afgelees word van 'n grafiek nie en hulle sal vir jou 1 punt gee. So daai sal 'n punt wees wat hulle vir jou gee. Okay, en dit is wanneer jy daai gebruik. En dit maak dalk nie nou baie sin soos hoekom jy hierdie sal gebruik nie, maar in die voorbeelde wat ons nou na toe gaan, sal julle sien wat ek bedoel. So, hier is die voorbeelde. Hulle sê hierso vind die vergelyking van die reguit lyn wat deur punt P minus 1 minus 5 of P negatiewe 1 negatiewe 5 en Q 5 en 4 gaan. So, hierso gee hulle vir my 2 punte. So ek gaan die 2-punt formule gebruik. Want dit is wat ek vir julle probeer wys. Natuurlik kan jy die standaard formule gebruik. Jy kan jou gradient gaan uitwerk en jou y afsnit gaan kry, maar ons probeer vir julle ander maniere wys hoe om hierdie te doen. So, die 2-punt formule sê y minus y1 oor x minus x1 is gelyk aan y2 minus y1 oor x2 minus x1. Okay, so nou, al wat jy moet doen, jy moet hierdie gaan kyk na jou punte en jy moet kies wat is x1 en wat is x2 en wat is y1 en wat is y2. So, ek gaan sê
x1 is gelyk aan 5, so ek kyk nou na hierdie, en y1 is gelyk aan 4, en ek gaan sê x2 is gelyk aan negatiewe 1 en y2 is gelyk aan negatiewe 5. So ek kry dit van hier af. So daar is die verskillende punte. So basies x2 en y2 kom van punt P af en x1 en y2 kom van punt Q af. So nou gaan ek dit letterlik net in die formule gaan sit. So y bly y1 is nou 4, x bly x en x1 is 5. Dan is dit gelyk aan y2, y2 is negatiewe 5, minus y1, so minus y1, dit is minus 4, oor x2 wat negatiewe 1 is, minus x1 en dit is 5. Ek gaan weer vir julle die kleure insit, sodat julle kan sien waar alles vandaan kom. Ok, so hierdie is die kleure, en nou gaan ek net aangaan, so ons is nou by hierdie stap. Nou sê ek net, ok, y minus 4 is gelyk aan x minus 5, is gelyk aan negatiewe 5 minus 4 is gelyk aan negatiewe 9, oor negatiewe 1 minus 5 is gelyk aan negatiewe 6, en dan gaan ek hier aan die kant aangaan, want ek nie vir myself genoeg spasie gelos nie. Nou gaan ek net kruismaal, so ek gaan hierdie soos die vermenigvuldig, en daai soos daai vermenigvuldig, so dat ek 'n lineêre vergelyking kan kry. Ek soek nie hierdie breuke nie. So ek gaan nou sê, y minus 4 vermenigvuldig met negatiewe 6 is gelyk aan negatiewe 9 vermenigvuldig met x minus 5. So die word negatiewe 6y plus 24 is gelyk aan negatiewe 9x plus 45. Nou wat ek moet doen is, ek soek y op sy eie, want dit is die standaard formule waarna toe jy probeer werk. Onthou die standaard formule is jy goue standaard, jy probeer altyd alles tot by daai uitkry. So ek sê negatiewe 6y is gelyk aan negatiewe 9x plus 45 minus 24. En dan kry ek negatiewe 9x plus 21 is gelyk aan negatiewe 6y. En nou gaan ek sê y is gelyk aan negatiewe 9 oor negatiewe 6x plus 21 oor negatiewe 6. En nou gaan ek my breuke vereenvoudig, so hierdie word positiewe 3 oor 2x plus 7 oor, minus 7 oor 2. En daai is nou my finale vergelyking vir daai lyn. Ok, so ek weet seker maak julle het my nie verloor nie. Ek het hier gekruismaal soontoe om hierdie te kry, en ek het hier gekruismaal soontoe om hierdie te kry, en toe vermenigvuldig ek hierdie in. Ok, en toe vermenigvuldig ek daai in, om tot hier te kom, en die rede hoekom ek dit gedoen het, is want ek wil na die standaard formule te werk, so ek moet alles op een lyntjie kry, so daar moet nie breuke wees nie. En nou bedoel ek nie breuke as koëffisiënte nie, ek bedoel breuke soos, hierdie is my hele vergelyking as 'n breuk, ek soek die vergelyking in 'n lineêre vorm. Ok, en toe het ek net die wiskunde gedoen om hier uit te kom. So nou gaan ons die tweede manier doen, en dit sê, bepaal die vergelyking van die reguitlyn met die gradiënt m is gelyk aan negatiewe 1/3, en wat deur die punt negatiewe 1 en 1 gaan. So, hierdie is die gradiënt puntvorm wat ons gaan gebruik. En daai vergelyking is y minus y1 is gelyk aan m vermenigvuldig x minus x1. En dit maak sin, want ons het nou net een x en y punt en ons het die gradiënt. So ek gaan letterlik dit net insit, so dis y minus 1, en daai 1 kom van hier af, is gelyk aan negatiewe 1/3, en daai is van die m wat hulle vir ons gee, die gradiënt, vermenigvuldig met x minus x1, en x1 is negatiewe 1. En hulle het dit ook vir my gegee. So hierdie formule wat ek gebruik, die gradiëntpunt is van hierdie. Kyk, dis waar dit vandaan kom, en dis wat ek nou hier gebruik. So, soos ek gesê het, hierdie is die standaard formule vir die gradiëntpuntvorm, en ek substitueer dan net die punte wat hulle vir my gegee het, en ook die gradiënt wat hulle in daai woordsom vir my gegee het. En julle het ook opgelet dat ek hierso prentjies het. Ek het nou nie genoem hoekom nie, dit is net makliker om te visualiseer. Hierso is my gradiënt negatief, so my lyn moet links lê. As jy nie weet hoekom nie, gaan kyk die inleiding. En die punt 1 is hierso.
Okay, so dit is hoekom ek net vir julle teken, sodat julle dit kan sien. Dis nie nodig nie, as jy weet wat jy doen, is dit fine, maar dis net baie keer nice om te sien. Okay, so nou is dit dieselfde storie, ek soek hierdie y op sy eie, so ek gaan sê y is gelyk aan negatiewe 1/3 vermenigvuldig met x plus 1, alles plus 1. So dis negatiewe 1/3 x minus 1/3 plus 1, so dit gee vir my negatiewe 1/3 x plus 2/3 as my finale antwoord. Die laaste een gaan ons die standaard y is gelyk aan mx plus c formule gebruik. Hulle sê hierso bepaal die vergelyking van 'n reguit lyn wat punt negatiewe 3 en 2 gaan en ook punt 5 en 8. So, ek gaan nou sê, wel ons gebruik die standaard formule, of ons gebruik die gradient afsnitvorm, en dit is y is gelyk aan mx plus c. So dit bedoel ek moet nou die gradient gaan uitwerk op sy eie en ek moet c op sy eie gaan uitwerk. Weereens, jy kon die 2-punt formule gebruik, want hulle gee vir jou 2 punte, en jy gaan nou sien dat dit eintlik dalk vinniger sou wees om die 2-punt formule te gebruik, maar net om vir julle te wys hoe jy hierdie op 'n ander manier kan doen, gaan ek vir julle hierdie wys. So, die eerste ding wat ek moet doen is my gradient gaan uitwerk, en dit is die verandering in y oor die verandering in x. So, ek kort y2 minus y1 oor x2 minus x1. So hierdie gaan my x2 wees en my y2 en hierdie gaan my, hierdie punt, my negatiewe 3, 2, gaan my x1 en y1 punte wees. So gaan het 'n bietjie afscroll, y2 minus y1 oor x2 minus x1. y2 is 8, y1 was 2 en x2 is 5 minus x1 wat negatiewe 3 is. So dit is 6 oor 8 en dit gee vir my, as ek dit vereenvoudig, 3 oor 4. Ok, so my gradient is positief. So dit is bedoelende dat my lyn in hierdie rigting gaan lê. En as ek kyk na my grafiek, is dit reg. So my gradient kan ek nou net double check en sien, ok, my lyn lê soos hierdie, my gradient is positief, so ek dink ek is op die regte pad. Nou moet ek my y-afsnit gaan kry. So ek moet sê, y is gelyk aan mx plus c. Ek het m en ek het 'n punt op hierdie lyn wat ek kan gebruik. So ek kan hierdie punt gebruik of ek kan hierdie punt gebruik om in te substitueer. So ek gaan enige een kies. Ek gaan die positiewe een kies want dit is gewoonlik makliker om met positiewe getalle te werk as negatief, want dan hoef jy nie te worry oor inmaal en al daai goeters nie, soos die negatief met die negatief te maal of die positief met die negatief en al daai goeters nie. So, dis net 'n triek as jy vinniger wil werk. Party mense maak dit nie saak nie, maar dis net iets wat ek verkies. So, my positiewe x-waarde is 5, plus c wil ons uitwerk, en my y-waarde is 8. Kyk, waar kom hierdie vandaan? Hier is my x2-waarde, dis 5, en ek gebruik dit hier. En my y2-waarde is hierdie 8-waarde, en ons het dit hier gebruik, en dit is hier. Hierdie 3/4 het ons hier gekry, want ons het dit uitgewerk, so dis hierdie gradient, en dis dit. Die ander waardes sal ek gou kleur voorgee. Maar nou kan ons verder gaan, so ek gaan nou net die som uitwerk, so dis 8 is gelyk aan 15 oor 4 plus c, so as ek c op sy eie wil kry, is dit 8 minus 15 oor 4, so nou werk ons in breuke, so ek moet alles op breuke sit, so dis 32 minus 15, alles oor 4 is gelyk aan c, so dit is 17 oor 4 is gelyk aan c, en dan kan ek sê, daarom is my standaardformule gelyk aan 3/4 x plus 17 oor 4. En dis my finale antwoord. Ek wou sê, nadat jy hierdie gekry het, kon jy die gradient puntformule gaan gebruik het, want jy kon dan gesê het, y minus y1 is gelyk aan m vermenigvuldig met x minus x1, en jy kon ook hierdie selfde punt gebruik het, hierso, kon jy hierdie waardes gebruik het, en jy kon net die gradient hierso gesubstitueer het, en dan sou jy ook die antwoord gekry het. So, soos julle kan sien, is daar baie maniere om eintlik die vergelyking van 'n lyn te kry. Die belangrikste ding is regtig net om in die standaardformule te eindig, of in die standaardvorm te eindig, en dit is die y is gelyk aan mx plus c vorm. So, jou y moet op sy eie wees, dan moet niks langs die y staan nie. Jy moet altyd wat ook al voor die y is deel met die res van die
formule sodat die eie op sy eie staan. En dis net die aanvaarde manier om dit te skryf. Maar ja, ek hoop hierdie het julle gehelp en miskien 'n vinnige manier geleer om te sien dat jy die formule vinniger kan uitwerk, of net om 'n bietjie meer kreatief met wiskunde te wees. Ek weet dit klink nie of jy kan nie, maar ja, dis wat dit is. Ek hoop julle het 'n lekker dag verder en ek sien julle in die volgende video waar ons deur die inklinasie van 'n lyn gaan. Bye!